Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Goeiedag, dit is Maandag 23 Februarie en ek lees vir ons uit Matteus 6 vers 6. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborg is, sal jou beloon. Die gedeelte net voor die teks gaan oor mense wat in die openbaar met hulle godsdienstigheid probeer beïndruk het. En dan noem Jesus hulle hierdie woordjie wat ons ken, skynheilig is. En dan laat dit mens vra, maar wat is die heiligheid wat God van ons vra? En gedra ons by tye dan skynheilig? Ek vermoed dat die meeste van ons nie so sal dink nie, omdat dit nie iets is wat ons sommer intentioneel sal wil doen nie. Ons sal daarom nou nie opsetlik in die openbaar ons eie geloof en godsdienst paradeer soos in die teks nie. Mense tel dit onmiddellik op en hulle erken dit vir wat dit is, dis skynheilig of hoogheilig. Maar dan is daar 'n ander kant aan skynheil wat wel ons vang, omdat dit met ons oor opregtheid, eerlikheid en nederigheid praat. Ons bevind ons wel baie keer in die kerk tussen mense waar ons in die openbaar bid en sing en bely, en die woorde daarvan oor ons lippe gly, sonder dat dit ons raak of diep kom verander. En na buite die indruk skep dat ons besig is met iets wat nie regtig intens binne ons besig is om te gebeur nie. En dit mag dalk wees dat hierdie gedagte ons onkant vang, omdat ons eintlik onbedagsaam, eintlik maar in die ritme kom van kerk toe gaan, of godsdienst in die openbaar bely. Omdat ons in die gewoonte kom van 'n generiese geloof, waarin ons godsdienstige frases in gesprekke en gebede herhaal. Gun jou daarom self die ritme van ons teks, om God se heiligheid regtig van binne te kan beleef, waar jy die vrymoedigheid neem om jou hart in jou binnekamer voor hom uit te stort, daar waar jy die deur toemaak, en daar waar jy weet die Here by jou is en met jou praat. Kom ons bid saam. Here, U sê ek moet ingaan in my binnekamer en die deur agter my toemaak. Maar U weet hoe moeilik dit vir my is om stil te kan word. Omdat my lewe so vol geraas is. Nie net van buite nie, maar ook van binne. Ek bid so maklik met woorde wat ek al ken. En ek sê dinge wat mooi klink, maar my hart bly halfpad agter. Leer my om die deur regtig toe te maak. Ook die deur van my trots, my selfregverdiging, my behoefte dat ander my moet sien en erken. Here, in die verborgde plek waar niemand my kan bewonder of beoordeel nie, staan ek kaal voor U. U sien wat ek wegsteek, die onsekerheid, die jaloesie, die vrees om nie genoeg te wees nie. Ek wil nie meer bid om gehoor te word nie, maar om U te ontmoet. Sluit my toe met U teenwoordigheid. Maak die binnekamer 'n plek van waarheid, waar ek nie hoef voor te gee nie, en waar ek kan huil sonder skaamte, en waar ek kan swyg sonder vrees. Amen.